Die gemeente van Pergamum. Toe ek kompromie aangaan om aanvaar te word. My hart is so seer, ek kon nie anders nie. Ek wou nie, maar ek het gefaal, Here. Vergewe my. Ek is Pergamum. Ek het gewoon waar die troon van Satan was. Ek het in 'n wêreld geleef waar waarheid duur was en kompromie goedkoop. Elke dag was daar druk om net 'n bietjie toe te gee, om net een keer stil te bly, om net een keer saam te loop. En tog het Jesus eerste gesê, jy hou vas aan my naam, en jy het die geloof in my nie verloon nie. Openbaring 2 vers 13. Hy het my getrouheid raak gesien, maar hy het ook iets gesien wat ek probeer wegsteek het. Ek het begin kompromie aangaan, nie omdat ek opgehou het om God lief te hê nie, maar omdat ek bang geword het om mense te verloor. Is dit nie ook die hart van 'n weeskind nie? Ek het reeds soveel verloor, Here. 'n Weeskind smag daarna om aanvaar te word. Hy is bang vir verwerping. Daarom verander hy soms sy stem, sy waardes en selfs sy oortuigings net om in te pas. Hy glo dat aanvaarding belangriker is as waarheid. Hy vra, as ek net soos hulle word, sal hulle my dan aanvaar? Maar Jesus vra 'n ander vraag. Wie probeer jy behaag? Hy het my gewaarsku, jy het daar mense wat vashou aan die leer van Biliam. Bekeer jou. Openbaring 2 vers 14 tot 16. Hy het my gewys dat elke kompromie my hart verder van hom af wegtrek. Kompromie begin selde met groot sondes. Dit begin met klein toegewings, met die begeerte om nie uit te staan nie, met die vrees om alleen te wees. Ek is Pergamum. Ek het geleer dat waarheid altyd 'n prys het, maar kompromie kos uiteindelik baie meer. 'n Weeskind buig om aanvaar te word. 'n Seun of 'n dogter staan vas omdat hulle reeds aanvaar is. Ek hoef nie die wêreld se goedkeuring te soek nie. My Vader het my reeds syne genoem. Daarom kies ek nie meer kompromie om mense te wen nie. Ek kies Christus, want sy aanvaarding is meer werd as die applous van die wêreld. Thyatira. Toe ek mense bo waarheid begin kies het, ek is Thyatira. Ek was 'n gemeente vol liefde. Ek het gedien, ek het geglo, ek het volhard. Jesus het selfs gesê dat my laaste werke meer was as my eerste. Van buite het dit gelyk asof ek geestelik groei, maar diep binne in my het iets begin skeefloop. Ek het waarheid verruil vir verdraagsaamheid. Ek het toegelaat dat dit wat verkeerd was, tussen my bly leef. Nie omdat ek nie die waarheid geken het nie, maar omdat ek bang was vir die prys daarvan. Is dit nie ook die hart van 'n weeskind nie? 'n Weeskind sukkel om grense te trek. Hy vrees konflik. Hy is bang dat mense hom sal verwerp as hy die waarheid praat. Hy verdra dinge wat God nooit bedoel het hy moet verdra nie, omdat hy eerder mense se aanvaarding wil behou as God se goedkeuring. Jesus het my liefde geprys, maar hy het ook gesê, ek het teen jou dat jy die vrou Isabel laat begaan. Openbaring 2 vers 20. Ek het besef, liefde sonder waarheid is nie ware liefde nie. Genade sonder heiligheid word kompromie. Aanvaarding sonder onderskeiding word gevaarlik. Ek is Thyatira. Ek het geleer dat liefde nie beteken om sonde stilweg toe te laat nie. Ware liefde waag dit om die waarheid te spreek. Nie om te veroordeel nie, maar om te herstel. 'n Weeskind is bang dat waarheid verhoudings sal vernietig. 'n Seun of dogter weet dat waarheid, wanneer dit in liefde gebring word, mense vrymaak. Ek hoef nie meer almal gelukkig te hou nie. Ek hoef net getrou te wees aan my Vader, want sy liefde gee my die moed om waarheid met genade te leef. En waar waarheid en liefde mekaar ontmoet, daar woon Christus. Ons het tot dusver 4 van die 7 gemeentes behandel. En dit is besonders om te sien hoe lewendig die woord word, wanneer ons dit eerlik op ons eie lewe toepas. Die skrif is nie net 'n versameling verhale uit 'n verre verlede nie.
Dit is 'n kompas wat ons vandag nog rig, waarsku, bemoedig en terugroep na die hart van God. Elke gemeente word 'n spieël waarin ons iets van onsself kan raak sien. In Efese sien ons hoe maklik liefde deur prestasie vervang kan word. In Smyrna word ons herinner dat lyding nie beteken dat God ons verlaat het nie. Pergamum wys hoe gevaarlik kompromie kan word wanneer ons mense se aanvaarding soek. En Thyatira leer ons dat ware liefde nooit van waarheid geskei kan word nie. Dit is die wonder van die woord. Elke gedeelte kan ons huidige situasie aanspreek. Dit ontmoet ons presies waar ons is, maar laat ons nie daar bly nie. Die woord wys nie net wat verkeerd is nie. Dit wys ook die pad terug. Terug na liefde, terug na waarheid, terug na gehoorsaamheid. Terug na ons identiteit as geliefde kinders van die Vader.